Landgenote, mede-volksgenote, burgers van die Republiek van Suid-Afrika. Ons ekonomie staan onder druk. Werkloosheid, koste-lewenskrisisse en beperkte groei knou ons mense. In hierdie tyd moet ons strategies dink oor ons plek in die wêreld. 'n pro-FSA houding is nie verraad van ons onafhanklikheid nie of ons soewereiniteit nie, maar 'n geleentheid om ons handelsbande te versterk en ons eie ekonomie te bevorder. Ek praat hier meer met die Afrikaans sprekende sakemanne in Suid-Afrika. Suid-Afrika lê op een van die wêreld se belangrikste skeeproetes. As ons 'n betroubare en oop vennoot vir die FSA is, kan skepe wat olie en ander kommoditeite vervoer ons hawens gebruik. Dit beteken uit die aard van die saak meer werk, meer inkomste vir die land en 'n sterker rol in die globale handel. Die FSA is 'n sleutelmark en 'n belegger. Volgens die VS Internasionale Handelsadministrasie is die FSA een van Suid-Afrika se grootste buitelandse handelsvennote. Suid-Afrika se uitvoere soos wyn, sitrus en minerale het reeds 'n sterk teenwoordigheid in die Amerikaanse mark. Daarom kan ons net baat by 'n pro-FSA houding en dit kan die toegang vergroot. 'n pro-FSA houding stuur 'n boodskap van openheid en pragmatisme. Dit versterk ons beeld as 'n betroubare handelsvennoot en kan beleggers vertroue herstel. Cyril Ramaphosa self het beklemtoon dat die FSA 'n kritieke vennoot bly vir ons ekonomiese strategie. Sterker handelsbande met die FSA kan uit die aard van die saak nuwe kapitaalvloei bring, tegnologie oordrag en innovasie bevorder, ons ekonomie help om uit die lae groeipatroon uit te breek. Die skrif herinner ons dat wysheid en vennootskap seëninge bring. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê vir ons, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle arbeid. Spreuke 11 vers 14 sê vir ons, daar waar geen leiding is nie, val die volk, maar in die veelheid van raadgewers is daar veiligheid. Ons sien ongelukkig dat die ANC homself nie omring met sinvolle en raadgewende raadgewers nie, maar eerder mense wat hulle van die wal af van die sloot help. Jeremia 29 vers 7 sê, soek die vrede van die stad en bid tot die Here daarvoor, want in sy vrede sal julle vrede hê. Hierdie verse wys vir ons dat samewerking, raad en vrede die fondament van voorspoed is. Daarom is 'n pro-FSA houding 'n moderne toepassing van hierdie beginsels. En ek dink dit behoort vir 'n persoon met 'n bietjie logika verstaanbaar te wees. Landgenote, ons moet die ideologiese kettinge afskud in hierdie land. Dit hou ons in kettinge gevangene. Ons sal moet begin pragmaties dink en daarom kan ek nie anders as om die standpunt in te neem dat pro-FSA 'n veldtog behoort te wees in Suid-Afrika waar ons kan sê Msaga, make South Africa great again. Dit is die sleutel tot nuwe geleenthede, sterker handelsbande en 'n beter toekoms vir jou en my nageslagte. Laat ons saam sit, saam staan en saam bid en 'n pad van voorspoed kies waar vennootskappe
met die heel grootste moondheid in die wêreld belangrik word. Saluut.